Goeiedag en baie welkom by ons aanlyn platform. My naam is André Donaldson en ek is die gemeenteleier hier by Nuwe Lewe Gesinskerk. Ek wil vandag vir jou sê uit my hart uit baie dankie dat jy die keuse gemaak het om in te skakel. Ek weet daar's klomp platforms waar jy kan ingeskakel vanmôre, maar jy het gekies om vanmôre by ons in te skakel. En hier by ons by Nuwe Lewe Gesinskerk glo ons in praktiese, relevante boodskappe wat ek en jy kan neem en wat ons kan uitleef daar buite. Want ons glo dat ons roeping as kerk is om by die suiwer woord van God te bly en dit te verkondig, maar ook om die kerk te enable, soos hulle in Engels sal sê, om juist die boodskap uit te dra na buite. Want ons, ek en jy is die kerk en ons het nodig om daar buite die verskil te maak in hierdie donker, gebroke wêreld. En hoe doen ons dit? Deur die boodskap te hoor, in te neem en uit te leef daar buite. So ek hoop jy gaan vandag se boodskap geniet, maar nie net geniet nie, dat jy vandag se boodskap ook sal inneem, te harte sal neem en daar buite die verskil gaan maak. Want ek glo daar's 'n stikkende en 'n gebroke wêreld wat wag om die evangelie te hoor. Mag jy vandag se diens geniet en mag die Here jou seën. Wanneer 'n mens lank genoeg na die wêreld kyk, begin daar 'n tipe moegheid oor jou hart kom. Dit voel baie keer of die donkerte van nuusopskrifte, persoonlike worsteling, finansiële uitdagings en nog vele meer, soos 'n swaar kombers oor jou gemoed trek. En as ons eerlik is met onsself, sal ons besef dat miljoene mense leef vandag met geen hoop nie. Geen hoop nie. Hulle vra die vraag, is daar nog so iets soos hoop? Hoop vir 'n gebroke huwelik, hoop vir 'n kind wat afgedwaal het, hoop vir 'n land vol korrupsie en geweld, hoop vir 'n liggaam wat moeg geraak het, hoop vir 'n siel wat voel of God stil geword het. Die bekende skrywer Viktor Frankl skryf hierdie woorde, hy sê, as daar vir die mens hoop weggeneem word, word sy siel hol. Die afwesigheid van hoop is nie net 'n emosionele probleem nie, dis nie net 'n emosionele krisis nie, dis 'n geestelike krisis in my en jou lewe. Hoop is soos suurstof vir die mens. Sonder hoop leef jy, maar jy leef nie eintlik nie. Jy gaan maar net deur die lewe. Maar deur die genade van ons Here Jesus Christus is daar wel hoop, en dit is meer werklik as wat ek en jy ooit sal kan begryp of verstaan. Ons moet een ding eerstens besef, hoop is nie 'n emosie nie. Hoop is 'n persoon. Die wêreld praat van hoop as 'n gevoel wat kom en gaan, maar die woord van die Here sê dit duidelik. Hoop is in die persoon van Jesus Christus. Dit wat hy gedoen het aan die kruis, ons is nou in Christusfees, ons is nou in die tyd van sy geboorte, en ons weet almal dat hy is nie gebore op die 25ste Desember nie, maar wat ons wel weet en wat ons wel wil vier, is sy geboorte. Dat Jesus sy seun gestuur het, af aarde toe, dat hy gesterf het vir ons sondes, dat hy opgestaan het en vir ons die oorwinning kom gee het, en vir ons die hoop kom gee het. Jesus het gedoen wat hy gesê het hy gaan doen, en om hierdie rede het ons meer as hoop, ons het oorwinning. 1 Petrus 1 vers 3 sê, aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk, deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop. Let op, 'n lewende hoop. Nie 'n dooie hoop nie, nie 'n mensgemaakte hoop nie, nie 'n optimisme wat afhang van omstandighede nie, 'n lewende hoop. Dis 'n hoop wat standvastig bly, al is die omstandighede moeilik. Al gaan jy deur storms in jou lewe. Dis 'n hoop wat jou staande hou. My en jou hoop leef omdat Jesus leef. 'n Realiteit wat in elke hart, elke gelowige se hart moet woon. Die wêreld kan hoop probeer steel, maar dit kan nie Jesus steel nie. En as Christus jou anker is, kan storms maar kom, jy sal staande bly. As Christus jou anker is. Timothy Keller het geskryf, hy sê, you don't realize Jesus is all you need until Jesus is all you have. And then you discover he is more than enough. More than enough. Meer as genoeg. Tweedens moet ons ook besef dat hoop is 'n vaste verwagting. Daar's 'n in Afrikaans sê ons baie keer, ek hoop maar so. Ek hoop dit gebeur, ek hoop maar dit reën môre, of ek hoop die son skyn, of ek hoop die ding gebeur. Dit klink so iets tussen vrees en onsekerheid. Dit is hierdie wensagtige gevoel eintlik. Ek hoop maar dit gaan gebeur. Maar die Bybelse hoop is nie 'n wens nie.
Dit is 'n sekerheid. Dit is 'n sekerheid. Die hoop wat Jesus bied, is die hoop wat staande hou in moeilike tye. Hebreërs 6 vers 19 sê, hierdie hoop besit ons as 'n veilige en onbeweeglike lewensanker. Hoekom gebruik die Bybel die beeld van anker? Het jy al daaraan gedink? Hoekom gebruik hy juis dit as 'n lewensanker? Want God weet alreeds die storms waardeur jy gaan. Hy weet daar gaan storms kom. Nêrens in sy woord, en julle kan gaan kyk, nêrens in sy woord beloof hy 'n vrye, sorgvolle lewens wat jy nie bekommerd gaan wees nie, waar jy nie deur storms gaan nie, wat jy net smooth sailing gaan hê nie. Nêrens lees jy daarvan nie. Jy lees van storms, maar wat jy wel lees is die belofte dat hy met jou sal wees, dat hy saam met jou sal wees en jou nie begewe nie. Bybelse hoop kyk nie na die wind nie, dit kyk nie na die wolke nie, dit kyk na die onveranderlike karakter van God, wie God is. Wie God is. Derdens en net so belangrik is, hoop word gevorm in die donkerte, in die moeilike tye. Wanneer dit goed gaan, dan vergeet ons baie keer van die Here. Wanneer dit goed gaan, dan vergeet ons om te bid. Wanneer dit goed gaan, vergeet ons om Bybelstudie te hou en in sy woord tyd te spandeer. Maar wanneer dit sleg gaan, dis wanneer hoop begin vorm. Hier is die ding. God produseer die sterkste hoop nie in die paleis nie, maar in die put. Die sterkste hoop nie in die paleis nie, maar in die put. Hoor wat sê Paulus in Romeine 5 vers 3 tot 5. Ons verheug ons ook daarin in die swaar kry, want ons weet swaar kry kweek volharding en volharding kweek egtheid van geloof en egtheid van geloof kweek hoop en die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. God gebruik swaar kry soms as 'n smeltoond om iets heiligs te vorm. Iets heiligs te vorm. Die wêreld sê as dinge goed gaan, is daar hoop. Die Bybel sê as dinge sleg gaan, word hoop gebore. Hoop is nie 'n afwesigheid van seer nie. Hoop is God se lig wat in die donkerte skyn. Ek het op hierdie getuienis en artikel afgekom wat ek graag vanmôre vir julle wil lees. Dit gaan oor daai tragiese gebeurtenis van 9/11 in Amerika. Hoor gou hierdie stuk wat ek uitgehaal het. Tydens die tyd van 9/11 het reddingsspanne vir dae tussen die rook en puin gesoek. Die chaos was oorweldigend. Staal, beton, stof, rook en amper geen teken van lewe nie. Toe skielik hoor 'n span reddingsmanne 'n kloppende geluid onder die puin. Sag, maar skaars hoorbaar. Hulle begin grawe, eers met toerusting en toe met hulle blote hande. Ure later vind hulle 'n man vasgepen, uitgedroog, vol rook, maar lewend. Die eerste brandweerman wat by hom uitgekom het, neem sy hand en sê, "Sir, we are here, don't lose hope." Met trane in sy oë fluister die man terug, "I thought no one would find me ever again." Die brandweerman het geantwoord en gesê, "As long as you can hear my voice, there is hope." Jare later het hierdie man vertel dat daardie eerste stem, daardie eerste woorde, daardie eerste aanraking, daardie eerste oomblik van hoop was vir sy lewe. Hoop wat hom laat besluit het om te bly lewe. Familie, dit is presies wat God doen. Hy klim in my en jou omstandighede, in die pynhope van ons lewens. Daar waar jy vasgekeer voel, emosioneel, geestelik, finansiëel, wat ook al jy vasgekeer is in. Hy klim saam met jou daarin. En hy kom fluister, en hy kom nader aan jou, en hy sê, ek is hier. Moenie jou hoop laat sterf nie. Ek het jou nie vergeet nie. Waar mense net pynhope sien, sien God potensiaal. Waar die wêreld chaos sien, sien God kans vir herstel. Waar jy dink jy's verlore, roep hy jou by die naam en hy sê, jy is myne. Hoop groei wanneer ons vashou in God se beloftes. Ons sien dit keer op keer, wanneer jy God se beloftes vat vir jou. Hoop leef nie in positiewe denke die hele tyd nie. Jy moet nie net die hele tyd net positief dink en dan gaan daar hoop wees nie. Nee. Jy moet vashou in God se beloftes, jy moet vashou in sy woord.
Hoop leef nie in omstandighede wat verbeter nie. Hoop leef in die karakter en die beloftes van God. Dis waar hoop lewe. Klaagliedere 3 vers 21 tot 23 sê, dit roep ek ter herinnering, daarom het ek hoop. Dit is deur die troue liefde van die Here dat ons nie omgekom het nie. Ja, sy ontferming ken geen einde nie. Dit is elke oggend weer nuut. Groot is u getrouheid. Wanneer Jeremia hierdie woorde skryf, is die stad in 'n gemors. Mense huil, die tempel is verwoes, die einde lyk eintlik daar. Die einde daar. En dan sê hy hierdie woorde, daarom het ek hoop. Nie die wêreld nie, nie sy gevoelens nie, nie die politiek nie, nie die ekonomie nie, maar God se trou wat elke oggend nuut is. A.W. Tozer het geskryf, what comes into our minds when we think about God is the most important thing about us. Hoe jy God sien. Sien jy God as jou verlosser en saligmaker, Jesus Christus? Sien jy hom as jou redder? Sien jy hom as die God van jou hart, van jou lewe? Of sien jy hom as 'n reddingsboei wanneer jy net deur moeilike tye gaan? Wanneer jy deur slegte tye gaan, dan ken jy hom eers. Hoe sien jy God? Toe Joshua daai stelling gemaak het en daai uitroep gemaak het om te sê, julle moet kies wie julle gaan dien, maar wat my en my familie betref, ek sal die Here dien. Ek gaan die Here dien en ons gaan die Here dien en ons gaan doen wat die Here van ons verwag. Hy is die koning van ons lewens. Wie is God vir jou? Want as jy God verkeerd sien, gaan jou hoop verkeerd verstaan. Hoop is 'n geloofsreaksie. Is 'n keuse, nie 'n emosie nie. Daar kom tye in jou lewe wat jy nie gaan weet hoe om op te staan nie. Daar kom tye in jou lewe wat jy voel jy wil nie opstaan nie. Daar gaan tye in jou lewe wees wat jy gaan glo, maar sukkel om te vertrou dat die Here gaan deurdra. Daarom preek die psalmdigter vir sy eie hart in Psalm 42 vers 12. Hy sê, waarom kwyn jy weg, my siel, en is jy so onrustig in my? Hoop op God, want ek sal hom, my God, weer prys vir die verlossing wat hy, my God, deur sy teenwoordigheid bring. Dawid getuig later in sy lewe, hy sê, my siel, jy sal hoop. Hy kies hoop, hy spreek hoop. Hy staan in geloof namens sy eie hart. Soms moet jy jou siel herinner wie God is, vir jou hoop om weer vlam te vat. Want God ontmoet jou waar jy is. Moenie dink hoop beteken jy moet altyd net sterk wees nie. Jy moet altyd net glimlag en positief wees nie. Hoop beteken dat jy moet kom soos wat jy is. Soos wat jy is. Hoop is vir die moedeloses. Hoop is vir die mense wat gebroken is. Hoop is vir die wat sonder antwoorde sit. Hoop is vir die wat skaars kan bid. Jesus sê self in Matteus 12 vers 20, 'n riet wat geknak is, sal hy nie afbreek nie, en 'n lampet wat rook nie uitdoof nie. Hy sal die wil van God laat seëvier. Met ander woorde, as jou hoop al hoe dowwerig brand in jou lewe, as jou geloof skaars 'n vlammetjie is, Jesus blaas nuwe lewe daarin. Wanneer jy hom vertrou, wanneer jy hom die koning van jou lewe maak. Want hoop is 'n manier waarop God sy glorie in ons lewens wys. Wanneer hoop in mense se harte sterf visie, sterf toekomsverwagting, sterf alles wat vorentoe is. Wanneer hoop leef mense. Soos Billy Graham gesê het, where there is no hope in the future, there is no power in the present. No power in the present. Maar waar daar hoop in Christus is, word mense se lewens radikaal verander. Want daar is hierdie lewende hoop wat bestaan. Hoop maak die swakkes weer vasberade. Hoop maak die gebroke weer heel. Hoop maak die moedeloses weer dapper. Hoop maak die sondaar weer vry. Hoop bring die verlore weer tuis. Weer tuis. Ek het dit al baie genoem en ek kan nie wegbeweeg van dit nie, want dit is vir my so 'n kosbare ervaring. Omdat julle die verlore seun uiteindelik maar basies gesê, pa, jy is dood vir my, ek soek my erfdeel en ek wil lewe soos wat ek wil lewe, en hy het weggegaan en hy het sy lewe geniet, hy het in volle geleef vir homself, en voordat hy weet het hy beland in die varkhok van die lewe.
En daar het hy 'n oomblik gehad waar hy besef het, maar self die slawe in my pa se huis het 'n beter lewe as wat ek het. Daar's nie hoop vir my nie. Daar's geen hoop vir my nie. Maar ek sal opstaan. Ek sal die keuse maak en ek gaan teruggaan na my pa toe. En die pa, toe hy teruggaan na sy pa toe, toe die pa was die pa al reeds op die uitkyk gewees vir sy seun. En toe hom van ver af sien, het hy na hom toe gehardloop. Hy het hom gesoen, hy het hom omhels, hy het eer weer aan hom gegee. Dis wat God doen in my en jou lewe. Hy kom gee weer daai hoop weer terug in my en jou lewe. So ten slotte, en die ouens wat gedoop gaan word, kan so lank uitbeweeg en kan gaan regmaak. Is daar nog so iets soos hoop? Ja, nie omdat mense dit sê nie. Nie omdat mense dit sê nie. Maar omdat God dit sê. Daar is hoop omdat Jesus leef. Die graf is leeg. Die Gees dra jou. Sy beloftes is seker. En sy genade is elke môre net. Maar die belangrike vraag wat ek vanmôre vir jou wil vra is, het jy nog hoop? Ek praat nie van 'n oppervlakkige hoop nie. Ek praat van regtige, intieme en 'n betekenisvolle hoop in jou lewe. Want as ons kyk na die wêreld, en as ons hoop in die wêreld lê, is ek bevrees, gaan jy skipbreek ly. As jy hoop in Jesus Christus is, het jy lewende hoop. Het jy 'n lewe wat uitsien na die toekoms, wat 'n toekomsverwagting het. So die vraag is, het jy nog hoop? Of glo jy die leuen dat jou verhaal klaar is, dat God jou vergeet het, dat jou gebede nie werk nie, dat jou situasie te groot is? Jesus staan, en ek glo dit met my hele hart, is vanoggend by elke hart, en hy fluister dieselfde woorde as daai reddingsspan vir daardie persoon in 9/11. Moenie jou hoop laat sterf nie. Ek is hier. Ek is hier. My gebed vanmôre vir elkeen is Romeine 15 vers 13. En ek wil hiermee afsluit. Mag God, die bron van hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. Kom ons sit net so en dan sluit ons oë. Here, dankie dat u hoop is nie iets wat oppervlakkig is nie. Dankie dat u hoop lewend is. Dankie dat u hoop vir elkeen van ons is. Dankie vir dit wat u in die kruis kom doen het, dat u opgestaan het en gedoen het presies wat u gesê het u gaan doen. En daardeur vir ons nie net hoop gee nie, maar oorwinning gee. Here, dalk sit hier iemand vandag in hierdie gebou wat nie meer hoop het nie. Wat bitter is, wat negatief is, wat vreugdeloos is, wat vreugdeloos is. Dalk is dit net vir hierdie persoon nodig om die woorde te hoor van u wat sê, ek is hier. Ek sien jou raak. Ek weet van jou. Ek besef waartoe jy gaan. Kom plaas jou hoop in my. Here, dankie dat ons so in die woord die waarheid kan hoor. Dankie dat u waarheid nooit leeg na ons toe kom, maar vol is van u genade, vol is van u liefde, vol is van wie u is. Dankie daarvoor, Here. Dankie dat ons uit hierdie gebou uit kan uitstap en nie fokus op die wêreld wat donker is en alles wat gebeur in die wêreld nie, maar dat ons kan uitstap en sê, Here, ek kies vandag om my hoop in u te vestig. En daarom weet ek, maak nie saak hoe my omstandighede lyk nie, maak nie saak waardeur ek gaan nie, my hoop is soos 'n lewensanker en ek sal staande bly omdat u my hoop is. Ek sê vir u dankie vir daardie hoop. Dankie vir daai kragtige hoop. Mag u nou saam met almal van ons wees ook verder in hierdie diens. Mag u dit baie spesiaal maak vir die ouens wat nou gedoop word. Mag hulle u hand op hulle lewe ervaar, u mooi so op hulle lewe ervaar en u glimlag op hulle lewe ervaar. Ek sê vir u baie dankie. In Jesus se naam bid ek dit en almal sê saam. Amen.